Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. And count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Not that I have already obtained this, or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let those of us who are mature think this way, and if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Only let us hold true to what we have attained. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have often told you, and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their belly, and they glory in their shame, with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Saviour, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body, by the power that enables him even to subject all things to himself. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. Goeiemôre Ligpunt. Dit is 'n voorreg om weer God se woord te kan bring aan julle soos elke week. Dis altyd 'n voorreg om te kan preek. As jy 'n gas is by ons vanoggend, my naam is Johan van Aswegen. Is lekker om jou hier te hê by ons. Dis 'n goeie tyd om aan te sluit. Ons is besig met ons nuwe reeks vanoggend. Ons skop af en so ek is opgewonde. Ek is opgewonde vir ons nuwe reeks. Soos wat ek reeds genoem het, julle sou, ons het dit heelwat al genoem, julle sou hierdie laaste week al by mekaar gekom het vir ons dieper Bybelstudies. Ek wil maar net sê hierdie week weer. Kom by mekaar, laasweek was wonderlik en ons sien uit vir nog. As julle uitgemis het, dit maak nie saak nie, kom val net in, die leeswerk is beskikbaar, die lesse is so gemaak dat jy nie eers hoef te gelees het nie, hint, hint, ons wil hê julle moet lees, maar as regtig die einde van die wêreld as julle nie daarby uitgekom het nie, kom ons gaan dieper saam as kerk. Ons skop af met ons nuwe reeks vanoggend en ek is regtig opgewonde hieroor, want dit is baie relevant vir ons. In hierdie verkiesingstydperk is dit nie net politiek stem vir ons en 'n klompie beloftes wat ons elke dag inasem nie. Dit is ook die gebrokenheid van ons land wat deur 'n vergrootglas na gekyk word. Ons asem in die verantwoordelikheid om te moet stem vir 'n beter regering. Al hierdie goed is op die oppervlak vir ons. En so te midde al hierdie invloede glo ons as kerk wat ons desperaat nodig het in hierdie seisoen is ons moet ons hemelse burgerskap onthou. Ons moet ons hemelse burgerskap onthou. En so vir die volgende paar weke gaan ons reg oor hierdie verkiesingstydperk, voor, tydens en na gaan ons stil staan by ons hemelse burgerskap. Ons wil as kerk onsself herinner, wat is 'n hemelse burger? Wat is ons kenmerke? Hoe wil God se woord ons beskerm, maar ook aanspoor om te lewe met een voet hier in Suid-Afrika en met die ander voet in die hemel? Hoe wil God se woord ons wys maak om te lewe hier in hierdie spanning van 'n gebroke wêreld, 'n gebroke regering, maar ook 'n toekomstige hoop?
Ons kan dit en baie meer verwag van die reeks wat voorlê. Selfs die moeilike vraag van hoe behoort ons op te tree teenoor ons regering? Goeie vraag. En in die lig daarvan wil ek julle ook aanmoedig, hierdie is 'n uitstekende reeks om vriende en familie na toe te nooi. Ons is gereeld besig met hierdie ek gaan nie vir hierdie persoon stem nie, of wat ook al hierdie gesprekke is, ons praat oor hierdie goed. Maar wat ons moet onthou, is Christendom gee unieke antwoorde op hierdie vrae, hierdie worstelinge. Christendom gee antwoorde op die spanning waarin ons lewe en die gebrokenheid. Christendom gee hoop wat hierdie antwoorde gaan nêrens anders gevind word nie. God se woord het 'n baie unieke boodskap met ons te deel in hierdie tyd. En so, waar die Gees ons lei, asseblief, kom ons nooi ons vriende en familie om te kom hoor wat God se woord vir ons wil sê in hierdie tydperk. Dis dit. Kom ons bid. Dan spring ons in ons eerste preek in van ons burgerskap reeks. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader, ons wil net nou kom vra, Heilige Gees, maak ons so oop vir dit wat die Vader wil ons wil sê. Maak Jesus groot en almagtig, dryf hom dieper in ons harte in en mag ons verander die uitstap vanoggend. Vol van die woord vir die week, maand en jaar wat voorlê. Ons bid dat hierdie woord daadwerklike effek sal hê op ons verstaan van wat in die volgende paar maande gaan gebeur. Dat ons met 'n kragtige vrede hier sal uitstap, Vader, met ons hoop totaal en al in U. Doen daai werk nou, ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons praat vanoggend oor burgerskap en so kom ons begin daar. Vandag is elke liewe persoon in die wêreld amper is 'n burger van een of ander land. Dis algemeen om te dink aan citizenship. En so dis maklik vir ons om die massiewe voorreg wat burgerskap is, totaal en al te mis. Burgerskap is 'n ontsettende voorreg. Burgerskap gee vir ons regte, dit gee vir ons sekuriteit en dit gee vir ons 'n mate van trots. Regte. Ek mag stem. Ek het die reg tot basiese behoeftes. Ek mag land besit. Ek mag werk. En gegee al daai dinge wat saamwerk, mag ek in 'n spesifieke land 'n redelike, gemaklike lewe bou. Ek mag bates genereer en bou. Regte. Sekuriteit. Daar is 'n land wat ek myne noem. En in 'n ideale wêreld erken hulle my en sal hulle selfs namens my beklei indien dit nodig is. Trots. Springbokke. Hoef ek meer te sê. Ons burgerskap is geheg aan dit wat ons uniek maak. Wat ons is en kan doen wat geen ander land is en kan doen nie. Trots. Dit en veel ander voorregte is alles geheg aan burgerskap. Ek het die naaste by alles genoem nie, maar sien julle dat burgerskap eintlik 'n baie groter deel is van wie ons is. Dis ons land, dis ons lewe, dis tot 'n mate deel van ons identiteit as Suid-Afrikaners. Dis hoekom ons wil stem. Dis hoekom ons kwaad raak en emosioneel raak oor korrupsie. Dis hoekom ons wil hê die bokke moet wen. Paulus lewe in 'n tyd waar nie almal burgers was van lande nie. Inteendeel, eintlik was die selektiewe chosen few, die bevoorregtes van almal was die Romeinse burgers. Die Romeinse burgers het massiewe voordele geniet in Paulus se tyd. As jy die Romeinse burger was, het jy die hele Romeinse ryk agter jou gehad. Jy het uitgestaan. Hy gebruik doelbewus hierdie taal van burgerskap. Kragtige taal. Sodat hy 'n radikale, nuwe, kragtige waarheid aan ons kan oordra as gelowiges. Hy sê in vers 20, in kontras met mense, their minds are set on earthly things, vers 19, in kontras sê hy vir ons, die kragtige nuwe waarheid wat hy wil hê ons moet hoor. Our citizenship is in heaven.
Ons burgerskap is 'n hemelse burgerskap. En so ons wil vanoggend gedeeltelik net uitpak, wat beteken dit alles? Wat beteken dit alles? Ek sê gedeeltelik, want ons wil reg deur die reeks terugkom na daai vraag toe. Wat beteken dit om 'n hemelse burger te wees? Wat is die kenmerke daarvan? En hoe moet dit my help om te lewe in Suid-Afrika soos wat dit vandag is? En so vanoggend skop ons af net per inleiding met hierdie vers 20. Wat is hemelse burgerskap? En die kort antwoord is Paulus wil hê ons moet sien dis 'n kwessie van perspektief. Hoe sien jy die lewe wat jy hier en nou lewe in die lig van wat waar is daarbo? Dis 'n kwessie van perspektief. Waarop fokus jy? Waarna kyk jy? En hoe lewe jy dan in die lig daarvan? Onthou net vinnig, Paulus skryf hierdie brief in Filippense vanuit die tronk uit. Sy kerk beleef verskriklike vervolging, die Filippense beleef vervolging en armoede. En so ten midde hierdie swaar kry en onsekerheid wys hy hulle, hy sê moenie afkyk in julle omstandighede in nie. Julle omstandighede bepaal nie wat waar is van julle voor God nie. Kyk op, sê hy. Rig julle aandag opwaarts. Kyk vorentoe, kyk op, nie af nie. Paulus gaan oor en oor praat vanoggend in terme van waarna ons moet kyk, waarna ons moet streef, vorentoe, op, nie af nie. En so dit gaan ons punte wees vanoggend. 3 punte. 'n Hemelse burger kyk op. Ons tweede punt, 'n hemelse burger kyk vorentoe. En ons derde punt, 'n hemelse burger kyk nie af nie. Kom ons spring sommer in ons eerste punt in. 'n Hemelse burger kyk op. Kyk gou saam met my op julle blaadjies. Ek wil hê ons moet regtig volg hierdie argument. Dis een lang sin in die Grieks wat nie ophou nie. En so ons Bybels maak onnodige breuke, paragrawe wat nie bestaan in die Grieks nie. So kyk mooi op julle blaadjies, ons wil hierdie 'n lang argument volg. Ons gaan begin in vers 12 en ons gaan 'n rukkie hier spandeer in ons eerste punt. Maar dis regtig kragtig. Hy sê in vers 12, I press on. Hy sê in vers 14 weer, I press on. Leaving what is behind, straining for what is forward. Na wat toe? Kyk weer na vers 14. I press on toward the goal of the upward call of God in Christ Jesus. Opwaarts, hy kyk op. Dis waar sy fokus is. Wat is die upward call? Die ding waarna hy streef, die ding wat hy heeltyd voor aandruk en vorentoe dryf, wat is dit? Hy sê, I have not yet obtained it. I have not yet obtained it. I am not perfect. I press on to make it my own. Dis gefokuste, hy's fokus, dis taal, hy kyk vorentoe, soveel soos wat dit visietaal is, sien julle ook, daar's atletiese taal wat inkom. Hy is gefokus soos 'n atleet op een doel, hy dryf homself vorentoe. Soos 'n atleet wat alles anders wegsit, beweeg hy vorentoe. Alle distractions weggesit, een doel. The upwards call of God. Wat is die upwards call of God? Volg die argument. Net voor vers 12 het hy beskryf die ding wat hy sy hele lewe ombou. Vers 8 en 9. En so, ons het nou gesien waarna hy strewe. Kyk na vers 8 en 9, dis die antwoord. Dit, soos 'n atleet, gefokus op, kyk op. Alles anders sit hy weg, kyk hierso. Vers 8 en 9. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him. Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Hy kyk op, waarna streef hy? As soos wat hy opkyk, waar is sy fokus? Eenvoudig gestel is sy fokus op Jesus. Maar ek hoop julle kan sien, die taal en die beskrywing hier is veel sterker as net ek kyk na Jesus.
Dis baie sterker. Hy kyk nie net verby sy omstandighede soos wat hy in die tronk sit nie. Hy sê, I count everything as loss. Want die waarde van Jesus, the surpassing worth of knowing Christ, sy waarde is meer as enigiets wat ek het of kan verloor. Maak nie saak wat hierdie wêreld my wil of kan gee nie, Jesus se waarde is meer belangrik as dit. Jesus domineer my visie. Om hom te hê, om meer en meer van hom te hê, is belangriker as enigiets anders. En dan herhaal hy homself in vers 9, asof ons nie gehoor het nie. Want dikwels hoor ons nie. Ons doen nie, ons hoor nie. Hy sê dit weer, hy sê, for his sake. Vir hom het ek alles verloor en ek gee nie eers om daaroor nie. I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, gemors, vullis, letterlik, as hoopgoed, that I may gain Christ and be found in him. Meer van Christus, belangriker as alles, bereid om alles op te offer, dat dit kan beteken ek kry meer van hom. En dan gaan hy aan, een lang sin. Sien julle, hy praat in vers 9 aan die einde daarvan righteousness. Hy sê righteousness of my own, ek gooi dit af. Ek gooi nie net af die obvious distractions wat my weghou van Jesus af nie. Ek gooi elke dag af. The righteousness that comes of my own. That comes from the law. Ek gooi dit af. Hierdie is, hy sê, ek is nie geregtig in myself nie. Ek kan nie oulik wees voor God of hom probeer impress nie. Ek gooi in die asblik enige sulke gedagtes of neigings waarin ek in myself trots asof ek enigiets van waarde na die tafel toe bring. En onthou, in die konteks, net voor hierdie verse, het Paulus 'n lang verduideliking van wie hy was. Hy's heiliger as ons almal. En hy sê in die asblik. Hy sê a Hebrew of Hebrews, a Pharisee of Pharisees. Hy sê ek was die mees passievolste persoon voor God. Ek het doodgemaak vir hom. Nie goed genoeg nie. Hy sê ek het die wet perfek nagekom, nie goed genoeg nie. Sy heiligheid gooi hy in die asblik. Righteousness of my own, dis nie goed genoeg nie. Waar is sy fokus? Waarop rig hy sy aandag? Waarin streef hy elke dag? Hy rig al sy aandag, sy hele hart is gefokus op die geregtigheid wat gegee is aan hom in Jesus. Die geregtigheid wat gegee is aan hom in Jesus. Ons het laasweek gepraat oor Martin Luther en dis hierdie week weer van pas. Martin Luther, die groot hervormer, hy het vir jare vir die kerk gewerk. Jare van sy lewe opgeoffer. En hy was nie bekeer nie. Toe op 'n dag, toe lees hy Romeine hoofstuk 1 vers 17, kort vers, gaan nie opkom nie, ek gaan dit net vir julle lees. Hy lees hierdie vers. Romeine 1 vers 17, for in the gospel, the righteousness, sleutelwoord, of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. En toe hy dit lees, righteousness, geloof, presies soos Paulus dit beskryf. Daai dag toe kom hy tot bekering. Op daai oomblik het die gees van God aan hom geopenbaar, dit gaan alles, nie oor die geregtigheid wat hy gebring het na die tafel toe nie, maar dit gaan alles om onsself meer en meer te oortuig, dat ons juis niks kan bring nie en dan ons geloof teen volle te gooi op die geregtigheid wat ontvang is deur Jesus. Weereens, Martin Luther was 'n heiliger man as ons almal saamgesit in hierdie kamer. Hy het ure in gebed spandeer. Ure en ure sy sondes bely. Alles weggegee vir die kerk en vir die armes, gemors, in die asblik ingegooi. Vir wat hy genoem het alien righteousness. Dis wat hy het genoem het.
Hy het genoem alien righteousness. Al wat hy bedoel daarby is 'n geregtigheid wat van buitekant af kom. 'n Regverdiging van buite af, want alles binne hom het klaar geoordeel gestaan voor God. Sy lewe en Paulus se lewe het toe geword om hulle self meer en meer te kleed in Jesus se perfekte te lewe. Om meer en meer af te gooi daai dinge waarin hulle self trots gemaak het. Dit beteken byvoorbeeld omdat Jesus geen sondes gepleeg het nie. Deur my geloof in hom staan ek voor God as iemand wat geen sondes het nie. Omdat Jesus klaar die perfekte gehoorsaamste lewe gelewe het, staan ek voor God as iemand wat perfek gehoorsaam is. Al is ek nie. Omdat Jesus God se geliefde kind is en ek is in Jesus, is ek God se geliefde kind. Dis wat sy aandag is. Dis waarna hy kyk. Hy kyk op na Jesus toe. Al sy aandag is gefokus op alien righteousness. Paulus is soos 'n laser. Ek is nie 'n expert op lig nie, maar my verstaan van 'n laser is dat dis net gefokuste lig. Gewoonlik beweeg lig heen en weer oral. Dis is particles wat rondspring in die kamer. Dis nie reg orde of ritme of rigting nie. Hulle is net oral. Hulle maak oral lig waar hulle kan. Maar byvoorbeeld as ons 'n vergrootglas sou vat en ons sit die vergrootglas in die son, dan maak die vergrootglas skade weer. Dit vat lig weg. Dit buig lig en forceer al daai lig op een plek, soos 'n laser. Dit rig al die lig om te fokus op een ding. En dis waar die krag lê. Dis waar die krag lê. Met gefokuste lig kan ons 'n veldbrand begin. Ek kan dit eenvoudig stel en sê hy kyk op na Jesus toe, want hy doen. Maar ek hoop julle sien, hy's 'n laser. Dit is soveel meer as dit. Paulus rig sy hele lewe in. Hy fokus alles wat hy het, sodat die krag van God in Jesus deur hom, in hom en om hom kan werk. Sodat hy elke dag kan wegkruip in die geregtigheid van Jesus. Sodat hy gereeld kyk na sy lewe en afgooi dit waar sy trots lê. Toe ek gesit het met hierdie en ek dink wat beteken hierdie vir ons as kerk, toe kon ek nie help om heeltyd te dink aan laasweek se preek nie. Ek weet nie of van julle voel dis herhaling nie. Dit voel vir my asof al baie boodskap van laasweek en hierdie week oorvleuel verskriklik. As julle dit gemis het, julle kan dit regtig met liefde gaan opvang. Maar vir die wat hier was, daar is ontsettend oorvleueling. Ek het dit nie so beplan nie. En ek het nie hierdie teks gekies nie. Dit was lank vooruit bepaal dat ons vanoggend hierna sou kyk. En so toe ek hier mee sit en ek bid en ek dink wat probeer die Here vir ons sê, toe voel ek sterk op my hart die Here en die soewereine hand van God wil duidelik hê, ons moet weer iets hoor van hoe sentraal Jesus behoort te wees. Daagliks, weekliks, maandeliks in die gelowige se lewe. Hy wil hê ons moet dieper gaan in Jesus in, soos 'n laser. Hy wil hê die aandag wat ons so baie keer gebruik op ons geloofslewe, ons gee soveel aandag, soveel tyd, soveel moeite. Hy sê gee daai aandag en tyd soos 'n laser vir Jesus. Fokus op hom. Ek weet nie hoekom die Here wil hê ons moet weer hierdie boodskap hoor nie. Dalk het ons al klaar begin dink, al laasweek was 'n goeie boodskap, ja, dalk beweeg ons aan met ons lewens. Dalk het ons al klaar reeds, soos laasweek genoem, Jesus begin kleiner maak. Dalk het ons al klaar reeds vergeet, soos Luther laasweek ons gesê het, we need to beat the gospel into our hearts. Vers 15 praat van volwassenheid. Paulus sê die volwasse lewe lê hierin om jou aandag te gooi en te rig op Jesus.
as die Here se woord dit weer na ons toe bring vanoggend, dan moet ons dit weer hoor. Maar spesifiek wil ek praat met die. Ek glo laasweek het die Gees met ons gepraat. Soos elke week. Wanneer God se woord oopgemaak word, praat die Gees met ons. Ek glo laasweek het die Gees spesifieke dinge op julle harte gelê en op my hart gelê. Hy het vir ons gesê, gaan doen dit, gaan hê meer doelbewuste tyd by die riviere van genade, gaan loop daai roetes van genade, gaan drink van daai soete genade, gaan maak tyd vir hom. Die Here het gepraat met ons. En vanoggend, soos wat God se woord weer, daai selfe sentraliteit van Jesus na ons toe bring, wil ek net sê, kom ons vergeet dit nie. Kom ons vergeet nie wat hy gedoen het laasweek nie. Dalk moes jy tyd maak vir hom, en jy het nie. En die week het besig geraak, en ons het klaar vergeet. Nee, kom ons hoor weer, kom ons luister na die Gees wat gepraat het met ons. Kom ons wees gehoorsaam. Kom ons doen wat ons moet om ons lewens in te rig om Jesus, nie andersom nie. Met betrekking tot vandag, dink ek die punt vir ons is baie duidelik. Jesus en alles wat ons in is deur hom, veral sy alien righteousness, dit is ons hemelse burgerskap, sy sekuriteit en regte. Jesus se alien righteousness is ons hemelse burgerskap, sy sekuriteit en regte. Hy is ons paspoort. Die feit dat ek in Jesus perfek staan voor God, dit gee vir my regte. Dit gee vir my byvoorbeeld 'n stem. Nie 'n swak aardse stem soos die kruisie wat ons gaan maak in die IEC boks daar op 'n party nie. Nie daai stem nie. Die stem wat Jesus my gee, die reg wat Jesus my gee, is om direk in die teenwoordigheid van God Almagtig te gaan staan. En daar hoor hy alles wat ek sê. Wanneer ek bid, hoor hy my. Persoonlik, op die naam, hy hoor jou. Hy gee om oor jou sorge, jou lewe. Hy werk en verander dinge in jou week, in jou maand, in jou jaar. Hy beweeg berge vir jou. Jou stem maak saak vir hom. Want Jesus is sy geliefde kind. En in Jesus is ek sy geliefde kind. En so ons gebede beteken meer as die kruisie wat ons gaan maak in daai IEC boks. Want ons kan voor God Almagtig ons sorge bring. Ons het die stem en ons het die oor wat na die Skepper van die heelal toe gaan. Die een wat op die troon sit, voor wie elke president eendag die knie gaan buig. Maar nie net het ek regte nie, ek het sekuriteit. Jesus is my paspoort. Hy is my burgerskap. Die feit dat ek perfek heilig staan voor God, gee vir my almagtige sekuriteit. God sien jou, hy staan by jou, hy ken jou naam en hy beklei vir jou op 1000 verskillende onsigbare maniere. Hoor dit. Bo en behalwe dat hy vir ons beklei, hou hy vir ons. Hy hou vir ons land. 'n hemelse land. Hy hou vir ons 'n hemelse tuiste waar ons eendag gaan lewe met hom as die son. Hy gaan die son wees. Waar ons werklik sal kan rus van die dorings en tussels en sonde en seer en die korrupsie en die ongeregtigheid waar ons elke dag mee worstel vandag. Hy hou vir ons 'n plekkie. Ons is veilig in hom want niks kan ons skei van sy liefde nie. Niks kan ons skei van die aardse plekkie wat hy daar vir ons voorberei het nie. Ons het almagtige sekuriteit. Maar Jesus is ook ons trots. Hy is ons trots. Natuurlik is hy ons trots. Wat anders kan dit wees? 2 Korintiërs 10 vers 17 sê Paulus, let the one who boasts trots, let him boast in the Lord. Hy moet ons trots wees. Hy het dit alles moontlik gemaak. Deur sy opoffering word ek deur genade gered vanuit 'n ewigheid in die hel tot 'n ewigheid in die hemel. Elke keer wat ek na hom kyk, gaan ek in die ewigheid staan en dink, hy het my gered vanuit 'n ewigheid in die hel tot 'n ewigheid in die hemel.
Eendag, ek dink nie dit gaan ooit vir ons koppe sin maak, tot ons nie eendag daar is met hom in die hemel. Eendag in die hemel gaan dit insink, in die lig van alles wat ons verdien het, en in die lig van alles wat ons gekry het, gaan dit insink net hoeveel Jesus vir ons gedoen het. En hy gaan vir alle ewigheid ons trots wees. Ons gaan vir alle ewigheid gaan ons sy heerlikheid besing en aan hom lofsang bring. Ek wil net dubbelklik op hierdie idee van ons hemelse woning, want dis eintlik wat Paulus wil doen, en dis ons tweede punt. Paulus sê nie net vir hulle kyk op na Jesus toe nie, hy sê kyk vorentoe. Leaving what was behind, straining for what is forward, kyk vorentoe. En hy sê spesifiek vir hulle, kyk vorentoe na die opstanding toe. Kyk in vers 11, op julle blaadjies sê hy, that I know him, ons het nou net daaroor gepraat, that I may know him. En die tweede ding, kyk vorentoe, the power of his resurrection. In vers 20 en 21, daar naby aan die einde, sê hy, our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies to be like his, by the power that enables him to subject all things to himself. Om 'n hemelse burger te wees, sê Paulus, kyk vorentoe na die opstanding. Hy sê, om 'n hemelse burger te wees, is om vorentoe te kyk en te lewe in die lig van wat kom. Kyk, toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, toe hy verskyn aan 500 ooggetuies en aan sy disippels en veel ander, toe hy opgestaan het en die dood oorwin het, het hy nie net vir homself oorwin nie, hy het die dood oorwin vir almal wat geloof plaas in hom. Hy sê, we await a Savior who will transform, daai rug wat seer is vanoggend, daai spier wat jy getrek het, jy gedink het jy kan nog gaan squash speel. Hy sê, your lowly bodies gaan hy transformeer, so dit lyk soos Jesus, sy liggaam, perfek. Nie net gaan hy ons liggaam kom geniet maak nie, maar hy gaan die hele ganse skepping kom nuut maak. Die hele skepping gaan deur 'n dood en 'n opstanding gaan. Die oud, die gevalle, die sonde, die siekte, die agteruitgang wat ons almal beleef, die seer, die hele skepping gaan doodgaan en al daai gaan weg, gaan vernietig word. En 'n nuwe hemel en aarde gaan opstaan en gaan die plek neem van die aarde wat ons nou in lewe en ons gaan voortbestaan op daai aarde. Hemelse burgerskap is om te lewe nou met die wete dat hier en nou nie soveel saak maak soos daar en dan nie. Jesus sê dit natuurlik baie goed in Matteus 6 vers 19. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. En ek sal bysit waar regerings ons dikwels in die steek laat. Asseblief, moenie vanoggend hoor, ons moenie stem nie, of ons moet ons face, dis nie wat ek sê nie, ons moet stem, ons het 'n verantwoordelikheid nou om te stem. Ons moet so goed as moontlik wees vir die wêreld om ons nou. Maar die punt hier is, ons moet ons harte beskerm. Hier en nou, maak nie soveel saak soos daar en dan nie. Baie van ons angs, ons moedeloosheid, ons vrees, ons kwaad, dit is omdat ons heeltemal te veel hoop sit in hierdie gevalle wêreld. Wat gaan vernietig word? Dis waar Paulus ons uitdaag in kontras, in vergelyking. Hy sê kyk vorentoe, nie af nie. En so ek beweeg bietjie vinniger nou. Kyk na die laaste punt daar in vers 18 en 19. Hy sê kyk vorentoe na die opstanding, nie af nie. Die derde punt hier sê hy in vers 18 en 19, hier is mense wat afkyk. For many of those I have often told you and now tell you with even tears in my eyes, they walk as enemies of the cross. Vers 19, their end is destruction. Their God is their belly and they glory in their shame with their minds set on earthly things. Hulle kyk af. Hulle aandag is hier op aarde, op alles wat hier aangaan. Hulle hoop is hier, hulle lewe is hier. Hulle is 'n luiser, maar nie vir Jesus nie, vir die aarde. Hulle hoop is hier, hulle aandag is hier.
Hierdie sê nie, ons mag nie lewe hier nie. Ons moet lewe hier maak, ons moet 'n bestaan hier maak. Natuurlik, daar's praktiese dinge wat in orde is, ons moet hier lewe. Maar daar's 'n groot verskil tussen iemand wat hier lewe en wat afkyk, en iemand wat hier lewe en opkyk. Paulus sê, daar's 'n groot verskil tussen die ongelowige wat hier lewe en die gelowige wat hier lewe. Vir die ongelowige, al wat hulle het is die wêreld hier. Dis al wat hulle het om in vas te kyk. Hulle het niks anders nie. Hulle mag angstig wees. Hulle mag moedeloos wees, selfs depressief wees, want wat anders is daar? As hulle tyd op aarde hel is, dan is dit regtig die einde van alles vir hulle. Dis hoekom hulle God hulle maag is, want YOLO, you only live once, jy lewe net een keer, geniet, gaan mal. Volg die maag, volg die plesiere van jou liggaam, doen wat ook al jy wil. Jy lewe net een keer, maak die beste daarvan. Daar gaan nie iets beter kom nie. As dit goed gaan hier vir die ongelowige, is dit so naby aan die hemel soos wat hulle gaan kom. En so natuurlik moet hulle met alles wat hulle kan vashou daaraan, want ons nie iets beter nie. Maar nie so vir die Christen nie. Ons kyk nie af nie, ons kyk vorentoe. Ons kan nie so lewe nie. Ons moet vorentoe kyk. Ons lewens moet radikaal anders lyk. Hierdie wêreld, hierdie lewe is 'n druppel in die oseaan van die ewigheid. Ons het die vermoë as gelowiges om te kan nee sê vir alles. As ons moet. Soos Paulus wat sit in die tronk, hy het nee gesê vir alles. Hoekom is dit oukei? Vir hom om alles te verloor het, hy sit in die tronk, hy het niks nie. Hoekom is dit oukei vir hom en vir ons om te kan nee sê vir alles? Hoekom mag ons en kan ons hel op aarde beleef? Hoekom kan ons na pyn en lyding toe beweeg vir die redding van die wêreld? Hoekom kan ons armoede op onsself neem, die armes help, weeshuiskinders inneem? Die evangelie vat na ander lande toe, selfs aggressiewe lande toe. Hoekom kan ons al daai goed doen? Want ons weet die beste kom nog. Hierdie is hel vir die gelowige. Die beste kom nog. Hierdie lewe is so kort. Hierdie lewe is so kort. Ons kan soos Paulus sê, alles is gemors. Want eendag, amper nou, op daai dag, gaan ek alles en meer ontvang by Jesus, in 'n nuwe hemel en nuwe aarde, 100,000 keer beter as hierdie ene. Daar is niks, hoor mooi vanoggend, daar is niks, wat hier, vandag, wat jy aan kan vashou, wat beter is as wat jy gaan kry eendag. En daar's niks nie. Daar's niks wat die wêreld jou kan gee wat beter is as dit wat kom nie. Daarom kan ons laat gaan. Ons kan laat gaan. Ons kan enigiets prys gee. Die toepassing, die vraag, die worsteling, dit waarmee ons moet sit hierdie week, maand, selfs jaar. In die lig van hierdie teks, die vraag wat ons onsself moet vra, is 'n moeilike vraag, maar ek dink is 'n kragtige vraag. En ek kan dit nie vir jou beantwoord nie, maar ek wil graag hê ons moet moeite doen om hierdie vraag te beantwoord vir onsself. Hier is die vraag, in die lig van hierdie teks. Hoe sal my lewe anders lyk vandag as ek gelewe het asof hierdie wêreld vergaan en asof Jesus die belangrikste ding is? Hoe sal my lewe anders lyk vandag as ek geleef het asof hierdie wêreld gaan vergaan en asof Jesus die belangrikste ding is? Vir die gelowige is daar nie 'n belangriker vraag vanoggend nie. Elkeen van ons se lewens lyk anders. Ons het ander werke, ander roepings, ander beperkings, ander omstandighede. En so hoe hierdie vraag beantwoord word, lyk anders vir ons almal. Maar ons weet dit, ons kan dit erken, ons kan dit bely. Jesus bly lief vir ons, ons kan ons sondes oopmaak en bely. Hy vergewe ons. Ons kan almal erken, ons kan meer doen om te lewe in die lig van die ewigheid.
En so kom ons worstel met daai vraag. Want eendag, nou amper, wanneer die dood ons neem of Jesus terugkom, beloof ek jou, nie een van ons gaan spyt wees, ons het meer gedoen nie. Nie een van ons gaan spyt wees, ons het meer gedoen nie, maar ons almal gaan spyt wees, dat ons nie genoeg gedoen het nie. Vir die ongelowige het ek 'n ander vraag. Ons praat heeltyd hier van die hemel en van die hel, en vir die ongelowige dink ek die belangrikste vraag vanoggend is, weet jy waar jy gaan? Weet jy waar jy gaan opeindig? Jesus praat meer oor die hel as oor enigiets anders, want dit is die liefdevolste ding vir hom te doen, om die waarheid te praat. Om eerlik te wees oor die realiteit van die lewe hierna vir almal buite hom. As jy 'n ongelowige is vanoggend en jy het nog nie jou geloof geplaas in Jesus nie, sit hierdie teks vanoggend op jou skoot die realiteit dat vir die Christen gaan hulle lewe op aarde die naaste wees wat hulle kom aan hel. Maar vir die ongelowige gaan hulle lewe op aarde die naaste wat hulle gaan kom aan die hemel. Weet jy waar jy gaan? Wanneer God 'n eindelose lys sondes voor jou neerlê, wat gaan jy sê? Elke gedagte, elke daad, jou hele hart gaan hy bloot lê, wat gaan jy sê? Hoor vanoggend die goeie nuus. Asseblief hoor die goeie nuus. Jesus offer jou sy lewe as 'n paspoort. 'n Paspoort om in te kom. Nie net 'n paspoort om in die hemel in te kom, 'n paspoort om by hom te wees, om in verhouding met hom te wees. Hy offer jou 'n perfekte, geregtige heilige lewe. Hy sê, gebruik dit. Jou lewe gaan dit nie maak nie. Jou hart gaan dit nie maak. Gebruik my lewe, trek my heiligheid aan, dis joune. Jesus sê vanoggend die goeie nuus is jou sonde, jou skuld, jou slegste besluite, jou failures. Ek gaan dit alles vat en my bloed gaan dit diep wegwas en begrawe, sodat die hele hemel vergeet van alles wat jy gedoen het. Hulle weet nie eers van nie. Hulle weet nie eers van jou lewe nie. Hulle gaan my heiligheid in jou sien. Jy gaan perfek wees. Hoor dit, aanvaar dit, bid dit en roep uit vanoggend, as jy nie weet waar jy gaan nie. Vanoggend is jou kans. Ligpunt, hemelse burgers kyk op na Jesus toe. Hulle kyk vorentoe na die nuwe hemel en aarde wat kom en hulle kyk nie af nie. Hulle harte word beskerm om nie hoop hier en nou te sit nie. Maar ek wil afsluit met die laaste vers op julle blaadjies. Filippense hoofstuk 4 vers 1. Dit is Paulus se laaste bemoediging vir hemelse burgers. Hy sê met hierdie perspektief, met hierdie visie, therefore, in die lig van alles wat waar is van julle, my brothers whom I love and long for, my joy and my crown, hier sê bevel, stand firm. Staan vas. Ligpunt, dinge gaan verkeerd gaan in hierdie wêreld. Dit is gebroke. Regerings gaan ons in die steek laat. Geld gaan verdwyn en so vinnig uitgaan soos wat dit inkom. Sonde gaan jou probeer knel. Satan gaan aanhou beklei. Die wêreld is 'n gebroke plek. Ons moet vas staan deur ons oë te hou op Jesus. Deur ons oë te hou op wat kom, die ewigheid. En ons oë aanhou van die grond af op te vat na hom toe. Kom ons staan vas. Hierdie is God se woord vir ons vanoggend. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader, dankie vir u woord, so ryk, so bemoedigend, maar ook so uitdagend. Vader, ek weet, ons almal kan herken, ons is heeltemal te gemaklik in hierdie wêreld. En so help ons, kom wys ons Jesus, kom wys ons die ewigheid en help, Vader, help dat dit ons harte sal losmaak van soveel dinge hier op aarde waarin ons vashou. Vader, kom en sny en breek daai kettinge wat baie keer so swaar voel op ons. Geef ons nuwe vreugde om te lewe in die lig van wat kom.
Maak ons harte vol dankbaarheid, sodat ons besef, ons het U as paspoort. U is ons geregtigheid. En help ons om gefokus te wees op U. U is ons trots. Ons bid vir meer en meer van U in ons lewens. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.